Sweepslag met Christian Fourie. Goeiemôre en heita. Welkom by Sweepslag. In dieselfde week waarin Cher 70 word, vier Enya haar 55ste verjaarsdag. Respek vir die vrou wat 27 jaar laas ingeasem het. Ons hooftrekke vandag. Ons vind uit wie's die gewildste in die land, ons kondig die poepel van die maand aan, en Sweepslag onthul die gevare van bestuurderlose karre. Speeltjie aan die wand, wie's die gewildste in die land? Die internasionale marknavorsingsreus YouGov het onlangs hulle lys vir 2016 bekendgestel. Dit nadat meer as 31,000 onderhoude ewekansig gedoen is. Hierdie is die lys van gewilde Suid-Afrikaners. Nommer 10 en woorde sukkel om te beskryf is Jacob Zuma. Nommer 9 is die pittige burgemeester Patricia de Lille. Nommer 8 is die moeilikheidmaker Winnie Madikizela Mandela. Nommer 7 is die gracious Graça Machel. Nommer 6, en glo dit of nie, is die giftong Steve Hofmeyr. Nommer 5, ons intellektuele knoffelreus Thabo Mbeki. Nommer 4, dalk ons volgende president, Mmusi Maimane. En nommer 3, die premier Tannie Helen Zille. Nommer 2 is niemand anders as die gladdebek Trevor Noah nie, en glo dit of nie, nommer 1, gewildste Suid-Afrikaner, is die vuurvreter Thuli Madonsela. En nou is dit tyd vir die poepel van die maand. En hierdie keer moes Sweepslag 'n bietjie kop krap. Want ons eerste natuurlike keuse was Ntokozo Twabe, die mannetjie wat vir die waiters nie in sy bietjie lebola wou tip nie. Maar na baie kopkrap het ons besef, Ntokozo is 'n onvolwasse klein snotkop met bittermin insig oor enigiets wat in die wêreld aangaan. En hy verdien geensins meer enige publisiteit oor sy afgevaterde poespas van Pollyanna politieke insiggies nie. Sweepslag soek 'n presidensiële poepel. Ons keuse is dus niemand anders nie as President Jacob Zuma. Die kriteria van die poepel vir die maand is eenvoudig. Die trofee gaan aan mense wat twak aanjaag en daarin trap. Op so 'n majestueuse skaal dat nie eens die Vaalrivier hulle kan afwas nie. Poepelskap word verdien. Sedert nommer 1 in 2009 op sy troon geklim het, is nie net 6,6 miljoen mense werkloos nie, maar nou 9 miljoen. 'n Witbrood wat jou in 2009 R7,50 gekos het, kos nou R12,50. 'n Sak aartappels onder sy bewind, wat 10 kg weeg, het R47 gekos en jaag jy nou R150 uit die sak uit. Mieliemeel, waarvoor almal so lief is vandag dubbel die prys teen R45 'n pak. En die BBP groeikoers is af van 3% na 1,3. En die rand-dollar wisselkoers, dis die beste ene, het van R8,50 in 2009 in sy maai ingevlieg na R15 vandag. Zuma se salaris het daarom van 2,2 miljoen na net onder die 2,9 miljoen geklim. Baie geluk. Ons kan duidelik sien hoekom jy, meneer Zuma, die leier van die ANC is. Drywerlose motors is nie net meer 'n idee van die toekoms nie, dis binnekort op ons. Die enigste probleem is net dat daar aktiwiteit daarmee gepaard gaan, wat vir padveiligheidsowerhede wêreldwyd dwars in die krop steek. Seks. Volgens meneer Barry Kirk van die Kanadese Motorsentrum vir Uitstekende Bestuur, het mense reeds seks terwyl hulle bestuur, en hy meen die aandagaftrekkende aktiwiteit gaan toeneem. Die groot gevaar met hierdie lastige intransito seks is, dat dit die bestuurder se vermoë om breek aan te slaan belemmer. Dit gee nogal nuwe betekenis aan die gesegde om iemand in die pad te steek. Geniet jou week en ons los jou by die ware woorde van die ANC LP wat gesê het, dat die EFF 'n fisiese gevaar vir hulle inhou in die parlement. Wel, wie onthou nog wat met Dr. Verwoerd gebeur het? Geen wonder hulle sê Verwoerd se spook loop nog deur die gange van die parlement tussen al daai honorable ligvoete nie. Dinge gaan nog baie interessant word.
eindelijk van de haak, hardloop dat sy litte kraak, en sy huis kry hy een spook, duidelik sit hy pyp en rook, wie is bang vir die spook, een dag word jy toch een ook, wie is beleef oor 100 jaar, groet jyl twee dalk weer mekaar. Hallo. Druk daai share knoppie mense. Ons weet julle wil.